Why worry? Don't worry. En ek wil met jou praat, hierdie titel van hierdie boodskap, Don't worry. Is dit nie 'n groot ding wat mense soek nie, is vrede, net kalmte. As jy dit op die winkelrak sou kry, dan sal dit seker maar 'n baie duur item gewees het en vir baie mense onbekostigbaar duur, want dit is iets wat almal soek, is vrede. Die Bybel sê in Filippense 4 vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, it's beyond imagination. Nou die New Living Translation sê, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. This peace will guard your hearts and minds and as you live in Christ Jesus. Die Afrikaans sê, en die vrede van God. Soos daar is iets voor hierdie en. Die Engels sê, then the peace of God. Is amper soos asof ek vir jou sê, jy het jou kar gewas en gepolish, toe blink hy. You first wash and polish your car, then it shines. Nou, vriend, wat is dan nou voor die toe het ek vrede gekry? Wat is voor dit? En daaroor wil ek met jou praat. En ek het vir jou 4 punte hierso, wat jy kan doen om vrede te kry. En jy sal nou maar self moet ondersoek doen of hierdie 4 bestanddele in jou lewe is, sodat vrede in jou lewe sigbaar, ervaarbaar sal wees, sodat vrede jou hele wese deurdring, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Kom ek lees die eerste punt, vers 5 van hierdie selfde Filippense 4, is als rondom hierdie versie van vrede. Filippense 4 vers 4 eintlik sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Paulus skryf hierdie brief uit die tronk uit. Ek dink hy het maar seker stikkende klere gedra, hy was geslaan in die tronk, miskien het hulle maar vir hom wurmpap gegee om te eet, miskien het hy op die koue vloer sonder 'n matras geslaap, maar hy skryf verbly jou in die Here. Ek bedoel, blydskap is nie veronderstel om afhanklik te wees van jou finansies, of van jou gesondheid, of van jou vriendekring, of van jou werk. Blydskap is iets inherent wat hier in jou siel is. En dis nodig dat ons onsself moet bly maak. Ek het oor hierdie ding gewonder. Hoe sal ek myself bly maak? Ek onthou vroeër jare as 'n kerk het baie uit lofliedere, ek wil eintlik sê uit gejubel bestaan, uit gejuig. Ek wil sê uit verlustiging. Vandag bestaan die kerk baie uit aanbidding. Ons het baie mooi aanbidding vandag in die kerk, is kosbaar. Maar iets wat vroeër jare baie weer uitgestaan het, was die juig, die verlustiging. En toe sê ek vir myself, maar is dit dan nou nodig dat ek die een of die ander moet hê? Ek kan mos al twee. Jy moet jouself bly maak in die Here. Jy moet maar sing. Jy moet maar hande klap soos Paulus en Silas toe hulle in die tronk was en hulle laasnag geslaan was en toe het God beginne beweeg. Jy sien, vrede is iets wat hier binne is, wat jy nie kan koop nie. Dit gaan nie oor jou omstandighede nie. Dit gaan nie oor hoe goed jou IQ of jou onthouvermoë is nie. Hy sê verbly jou in die Here, en ek wil jou maar net vra of jy hierdie bestanddele in jou huis het. Blydskap, is dit iets wat jy aanwerk om altyd bly te wees? Is jy permanent bly? Probeer jy dit kweek in jou lewe om bly te wees? Lag saam met die wat lag, dis hoe mens blydskap kweek. Wees bly saam met die wat bly is, dis hoe jy blydskap kweek. Hoe kweek jy blydskap? Lag 'n bietjie meer, wees 'n bietjie meer uitbundig, wees vrolik. Die Bybel sê, verbly julle altyd in die Here. Soos dis iets wat ek in die Here moet doen. Ek moet myself bly maak in die Here. Ek moet hande klap in die kerk en my hande opsteek. Dis hoe ek hierdie engine aan die gang sit. Dis hoekom baie mense wat nie kerk toe gaan, die skiet hulle self in die voet, hulle die eerste eienskap van innerlike vrede, minag hulle gooi het weg, hulle smyt dit by die deur uit, want hulle is nie in 'n omgewing waar hulle verbly in die Here nie. Dit is 'n belangrike punt. As jy nie kerk toe gaan nie, het jy teruggeval, as easy as that, as dit natuurlik vir jou enigstens moontlik is. Ek glo dat 'n mens vakansies met kerk toe gaan. Ek was nogal eintlik relatief nie baie in 'n vakansieplek wat hulle Hartenbos noem nie, maar ek tel gisterand hoeveel keer in hoeveel verskillende kerke ek al daar was. Want as ek op vakansie is daar miskien 2 naweke, daar's dalk 4 dienste en ek in een naweek een vakansie kan ek 4 kerke besoek, behalwe nog die Woensdag wat ek 'n bidtuur ook kan bywoon. En ek tel toe dat ek net in daardie een plek al in 6 verskillende kerke was. Want
ek glo jy gaan kerk toe, want ek wil my verbly in die Here, ek soek hierdie bestanddeel van vrede in my hart. Ek moet 'n plek kry waar ek God aanbid en juig in die Here. Die Bybel sê, verlustig jou in die Here en hy sal jou die begeertes van jou hart gee. Nou kom Paulus en hy sê, terwyl hy in die tronk is vir mense, rejoice in the Lord always and again. I say rejoice. Is so belangrik dat hy dit herhaal. Hierdie is 'n onmisbare bestanddeel in die resep vir vrede. Ek wil sê, die boodskap se titel is, don't worry. You don't need to worry, you don't have to worry, and you won't worry if you have these 4 ingredients in your life. Ingredient number 1, rejoice. Maak jouself bly, opwekkingskrag. In the Lord always, again, I say rejoice. Dit is 'n onmisbaar. You can't find a substitute for this ingredient. Rejoice in the Lord always. Bestanddeel nommer 2 is in die volgende vers in die Filippense 4 vers 5. Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word, want die Here is naby. Nou, dit sê eenvoudig, almal moet weet die Here is naby jou. Ek het gewonder wat beteken die Here is naby. Ek het nog nie 'n duidelike antwoord daarop nie, want ek het verskillende vertalings gelees. Beteken dit die koms van die Here is naby? Beteken dit as ek my vriendelikheid aan alle mense bekend maak, sal die Here naby wees? Of beteken dit die Here is naby aan my, mense moet dit kan sien dat ek deur die Here bestuur, beheer, ek wil nie sê beïnvloed word nie, maar dat hy my eienaar is, hy is my moderator, my eienaar, my besitter, hy beheer my, ek moet vriendelik wees aan alle mense. Ek wil dit dan nou so platweg noem. Laat almal sien aan wie jy behoort. Almal moet sien wie jou beheer. Wees vriendelik. Punt 1, bestanddeel, rejoice always in the Lord. Maak altyd spasie om God te aanbid en te verheerlik. Dis wat mense mis, en dis hoekom hulle nie vrede het nie. Hulle wat sê, dis nie nodig om. Nou ja, bestanddeel 2, laat jou vriendelikheid aan almal bekend word. Almal moet weet aan wie jy behoort. Almal moet weet die Here is naby aan jou. Almal moet weet, jy moenie skaam wees oor wie jou eienaar is nie. Almal moet weet wie jou besit. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and your minds as you live in Christ. Punt nommer 3 is 'n interessante ene. As jy hierdie bestanddele bymekaar gooi, dan skep dit die resultaat van 'n onbetaalbare vrede wat mense nie kan verstaan nie. Kan nie verstaan dat Paulus in die tronk vrede het nie. Hy skryf hieroor en hy sê die volgende ene is: wees oor niks besorg nie, maar laat jou begeertes in alles, jy moet oor alles bid, in al jou begeertes, deur gebed en smeking met danksegging bekend word. Die 3de bestanddeel is bid oor alles. Bid oor met wie moet jy trou, bid oor waar jy moet werk, bid oor God se plan vir jou lewe, bid oor waar jy vakansie moet hou, bid oor waar jy moet stop om brandstof in te gooi, bid oor alles. Then the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and your mind. Dit sal waghou oor jou soos 'n soldaat. Geen worry sal jou kop binne dring nie. Dit sal oor jou waghou soos wat geen weermag oor jou kan waghou nie. You will have no care in this world, no worry in this world, because you have the peace of Christ that surpasses all understanding. To get this peace, you need 4 ingredients that I want to talk to you about. Nommer 1, rejoice in the Lord always. Nommer 2, almal moet weet aan wie jy behoort. Nommer 3, bid oor alles. Ek luister na die verhaal van Amerikaners, 2 godsmanne wat op pad is. Na afspraak in die nag ry hulle van punt A na punt B. En terwyl hulle ry, sê die een godsman vir 'n ander godsman,
ons moet seker iets koop langs die pad, om te eet. En die nommer 2 sê, wel, kom ons bid daaroor, waar ons sal stop. Nommer 1 sê, ons kan enige plek stop. Ek meen, dis als net goeie kos, net ongesonde kos, olierige kos, but it is good stuff. I don't care where we stop, sê nommer 1. I mean, we can stop anywhere I want to eat. Nommer 2 sê, maar ons moet mos oor alles bid. Nommer 1 sê, ek maak maar net 'n grappie, jy's reg, ons moet bid. Eventueel stop hulle by 'n plek en toe hulle daar stop, toe stop daar net mooi 2 trokdrywers. Uit 2 trokke uit. En hierdie een godsman vra vir die trokdrywers, is julle op pad hemel toe, as jy vandag sou sterf in hierdie trok, sal jy môre in die hemel jou oë oopmaak. Die trokdrywer sê, wat vra jy my nou? Ons het nou heel pad daaroor gesels, ons stop nooit by hierdie plek nie, ons ry dit 5 dae 'n week hierdie pad, ons stop nooit langs die pad nie, maar ons het nou in die trok op die radio met mekaar gepraat oor wat sal gebeur as ons sterwe, sal ons in die hemel wees. Ek was so geratteld, sê hierdie trokdrywer, dat ek gesê het, kom ons stop, dat ons net iets eet, dat ons net aan iets anders kan dink, en hier vra jy vir my, waar gaan ek my oë oopmaak as ek sterwe, dis waaroor ons nou gepraat het, probeer van dit ontsnap, en hierdie man sê, maar ek kan jou nou help om jou hart vir die Here te gee, sê hierdie bidder. Hy kniel net daar in die reën op die teerblad, en gee sy hart vir die Here, want iemand het oor alles gebid. If you want peace that surpasses all understanding, you must pray about everything. Not only about your dreams, about your future, but about everything. Ons moet oor alles bid. Bid oor waar jy moet gaan kos koop vandag. Al hou jy van by 'n sekere plek koop, en al is jou pad na 'n sekere plek, sê, Here, is dit my afspraak vir vandag? Om op die regte plek, op die regte tyd te wees, is absoluut kardinaal vir jou regte deurbraak, jou regte ontmoeting, jou divine appointment. Soos wat het jy nodig vir hierdie innerlike vrede? Punt 1, rejoice in the Lord always. Dis 'n onmisbare bestanddeel. And again I say rejoice. Punt 2, almal moet weet wie jou beheer en aan wie jy behoort. Jy's nie skaam oor Christus nie. Punt nommer 3, jy bid oor alles onder jou asem, heeldag, altyd. Praat nie van die ernstige gebed van die regverdige nie, dit het jy ook, jy het jou gebedslys. Maar dit doen jy ook, definitief, maar gedurig deur bid jy oor alles. En jy sal agterkom, jy gaan 'n vrede kry, omdat jy op die regte plek is, wat niemand kan verstaan nie, want dit because it surpasses all understanding. Vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou denke bewaar in Christus Jesus. It will guard you. Dit sal oor jou wag staan, dat geen worry gaan jou penetreer nie. Het gaan jou nie binnendring nie. En dan punt 4, verder broeders, alles wat waar is, eerbaar is, regverdig is, rein is, lieflik, loflik, watter goeie doel het ook al mag hê, bedink dit. Dink oor goeie goed. Jy het die taak, as jy wil hê vrede moet oor jou wag staan, dan moet jy wag staan oor wat jy dink. As ek jou gedagtes wil hê, to get hold of your thoughts, I need your ears and your eyes. Dis hoekom mense sê, kyk gou hierso, want hulle wil jou gedagtes sê. Dis hoekom mense sê, hoor gou wat ek vir jou wil sê, want hulle wil jou gedagtes sê, hulle sê, kyk, hulle sê, hoor, want as ek jou gedagtes wil hê, if I want to get hold of you, I need your eyes and your ears. Wees versigtig waar jy hierdie oë en hierdie ore neersit. Jy is die herder van jou oë en jou ore, want jou oë en jou ore
bepaal waaraan jy gaan dink. En nou sê die Bybel, alles wat eerbaar is, eers alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Die koerant is in jou neus, ek was sommer reg gesê, News 24 is miskien in jou neus, word opgedruk hier in jou gesig. Jy gaan besluit wat jy lees en waarna jy kyk. Want wat jy lees en wat jy kyk en wat jy hoor, gaan hierdie brein beïnvloed. Soos bedink die mooi goed in die lewe, weier om slegte nuus te lees. Maar jy is seker onaangelig. But I'm happy. Rather happy than informed with all the bad news in this life. Or do you want to be informed and unhappy? Bedink die dinge daarbo en nie wat op die aarde is nie, sê die Bybel. Wees versigtig wat jy dink, sê Spreuke 4:23 Boodskapper vertaling. Want jou denke kan jou lewe ingrypend verander. As jy ingryping het, besluit self waar jy hierdie denke neersit, want jy is die plate joggie, die DJ van jou gedagtes. Jy besluit waaroor jy dink. Verwerp negatiewe gedagtes, verwerp gedagtes oor onbybelse begrippe en beginsels, verwerp gedagtes oor sonde, verwerp gedagtes oor mense wat verkeerde goed gedoen het, oor moord, oor diefstal, oor hoerery, oor egbreek, oor swak woorde, oor swak grappe, verwerp sulke gedagtes, moenie daarna kyk nie, moenie dit hoor nie, and you are busy preparing the product that you need to have a guard that guard over your peace. Jy het 'n produk, en hierdie produk sê, ek het 'n wag, wat oor my vrede wag hou. Niks kan my vrede verander nie, kan dit belemmer nie, want ek het vrede, die vrede wat Christus gee, vrede wat vir my vroeër onbekend was, maar dit word nou altyd meer, nou dat ek hom beter leer ken. Het jy daar die vrede? Kom ek vra jou of jy hierdie 4 bestanddele het. Nommer 1 wat jy dubbeld moet hê, is rejoice in the Lord, want jy moet hom dubbeld hê. Is 2 mates van hom. Verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly, het jy hom dubbeld. Is jy by plekke waar mense rejoice in the Lord always? Or are you busy to rejoice in Facebook? And to rejoice in News 24, and to rejoice in bad jokes? Or are you at church with people rejoicing in the Lord? Ek vra maar net, ek bedoel ek vra maar net vir jou. Punt 2, ek wil maar net kyk of jy dit het. Eintlik moet jy maar self kyk. Punt 2, weet almal aan wie jy behoort, of is jy skaam? Die Bybel sê, laat jou vriendelikheid aan almal bekend word, die Here is naby. Hulle moet weet die Here is naby in jou. Punt 3, bid jy oor alles, of sê jy maar net, ek moet kos kry, soos gaan na die convenient store toe, wat die gemaklikste en die mees convenient is. Of gaan jy waantoe die Here jou lei? Wees stil, raak stil en weet waar die Here. Punt 4, en dis nogal 'n groote gewees, waar sit jy jou gedagtes neer? Jy is die herder van jou gedagtes. En as jy herder van jou gedagtes is en daaroor waak, sal God herder oor jou lewe wees en oor jou vrede waak. Ek weet jy het hierdie woord ontvang vandag. Ek weet die Here het my gehelp om dit in jou skoot vir jou neer te sit. Nou wil ek jou vra, wat gaan jy daarmee doen? Ek weet wat ek daarmee gaan doen. Omdat ek daaroor gepraat het, het ek vir myself gepreek. Ek gaan waak oor my ore en oor my oë. Ek gaan seker maak almal weet wie ek is, dat ek aan hom behoort. Ek gaan rejoice in the Lord always. Ek gaan oor alles bid. Oor die vrede wat Christus gee. Kom ek bid vir jou, Here, ons kan vir mekaar bid, maar as ons die beginsels nie nakom, wat baat dit? U doen wonderwerke en u kan omstandighede verander, maar ons het permanente vrede nodig en die Bybel gee die resep daarvoor.
Here, ek bid dat U elkeen genade sal gee om hierdie 4 maklike punte na te kom. Ek seën elkeen wat na hierdie woord geluister het vandag in Jesus naam. Amen. As jy graag op my poslys wil wees om meer van hierdie boodskappe te ontvang, stuur gou vir my 'n WhatsApp poslys. As jy meer wil weet van ons Bybel Universiteit wat jy aanlyn kan doen, stuur jy vir my inligtingsblad of net Bybel Universiteit, Bible Keys University. En as jy ons bediening wil ondersteun deur ons vernoot te word, deur 'n ondersteuning te gee, wil ek eerstens dankie sê vir u wat dit doen en u wat dit wil doen, stuur vir my die boodskap ondersteun. En sodoende word jy my medewerker in Christus Jesus. En ek sê vir ons bankbesonderhede. Mag God jou ryklik seën. Remember, I love you. Ek doen hierdie goed omdat God 'n liefde in my hart gesit het. Dis hoekom ek dit doen. Omdat hy wil hê ek moet jou bedien. Dis hoekom ek my voet op die water sit. I love you. Till next time. Bye.